gaan vir ons lees 'n pragtige teks. Dis sekerlik een van die tekste, as iemand vir my vra, wat is een van die tekste in die Bybel wat op 'n manier vormend is? Wat het op 'n manier vir jou so gevorm in jou teologiese denke en raamwerk? Dan is dit sekerlik, hierdie is een van dit. So in 2 Korintiërs, kom ons blaai na 2 Korintiërs. 2 Korintiërs 5. Ons gaan lees vanaf vers 16 af tot vers 21. Nou dit maak uit die aard van die saak deel uit van 'n baie groter gedeelte, maar kom ons begin dan by vers 16. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Ons tree dus op as gesandte van Christus en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees. Tot sover lees ons saam. In 'n sekere sin wil ek by die einde van die teks begin en dan teruggaan, want ek dink dit is 'n goeie inleiding. Want dit gaan oor Jesus Christus, altyd in die sentrum, maar dit gaan in hierdie gedeelte op 'n ander vlak ook oor Paulus en sy bediening. Het gaan oor Paulus en wat hy doen, hoekom hy sekere dinge doen en hoe hy dit sien en verstaan. Paulus is 'n ambassadeur. Hy praat van, hy's 'n gestuurde, hy is 'n gesant. Nou kom ons staan vir 'n oomblik daarby stil, want dit is tog belangrik dat ons iets daarvan verstaan. 'n Ambassadeur, presebe, dit het te doen met, as ek die regte woord, of eintlik is dit presbese, dit het te doen met die presbyteros, dit het te doen met gesant, met 'n leier, met iemand wat 'n verteenwoordiger is, met iemand wat 'n spesifieke rol en opdrag het. So kom ons noem hom, hy's 'n ambassadeur. Hy is die een wat gestuur is deur die Here. Nou, ambassadeur het 'n geweldig belangrike taak gehad, en hulle was kenners in retoriek. Nou, retoriek was vir die antieke mens 'n baie belangrike ding. Dit was metode en styl van kommunikeer met mekaar. So die Bybel is vol retoriese beginsels. En ek weet nie eers of ons altyd weet hoe dit werk nie, maar ons leer hoe dit werk, maar ons gebruik dit by nie elke dag. Julle gebruik dit elke dag. Byvoorbeeld, wanneer Paulus praat, dan sal hy nou, en nie net hy nie, almal wat retoriek, die filosofe en die ambassadeurs veral was opgelei in retoriek. Eerste ding wat hulle gedoen het, hulle was kundig in epideutiese manier van praat of oordrag. Nou epideuties beteken om op die regte manier 'n ding te sê. Byvoorbeeld, wanneer hulle by 'n leier kom, by die keiser kom, dan sal hulle aan hom, hulle sal hom ophemel, hulle sal vir hom mooi goed van hom sê.
Dis min of meer wat vandag nog steeds gebeur. Wanneer daar 'n sportman is of 'n leier is, dan sal iemand 'n eulogy doen. By begrafnisse het ons iets daarvan. So epidikties beteken, ek sê die regte ding op die regte tyd, die regte manier word dit gesê, en dan sê ek hierdie wonderlike mooi goed oor iemand. So Paulus hou hom besig ook met so 'n vorm van retoriek, van om te praat oor Christus. Tweedens het jy 'n vorm van retoriek wat te doen het met om 'n betoog op te bou. Nou ons sien dit by Paulus, hy is die hele tyd besig met 'n planmatige betoog. Daarom kan jy nie net sommer 'n teks uithaal uit een van die briewe ook in geheel kan jy dit nie enige plek uithaal nie, maar veral van die briewe, jy kan dit net uithaal uit sy gang van die betoog van die argument nie. Jy moet gaan agterkom, wat is Paulus mee besig? In hierdie geval, is hy besig om sy bediening te verduidelik. Hy is besig om dit te verdedig. Hy is die apostel. Hy is die ontydige apostel. So, nou verduidelik hy vir hulle, hoe het dit alles gebeur? In die derde plek het jy 'n vorm van 'n forensiese retoriek. Forensiese retoriek is wanneer iemand byvoorbeeld 'n mindere of 'n ondergeskikte aanspreek en sê, jy is verkeerd. En dan volg 'n manier van stelling, van praat, van om vir daardie persoon te verduidelik van wat hy verkeerd gedoen het. So ons gebruik retoriek op baie maniere vandag nog. Selfde manier, ons het net nie daarvoor noodwendig die name gegee nie. Maar dit is gesprekswyses. Maar 'n ambassadeur is iemand wat kundig is in hierdie tipe dinge. So as 'n ambassadeur van Christus is Paulus die een wat met welsprekendheid kan praat oor Christus en wat hy gedoen het. Ons kan die lyn trek in 'n sekere sin omdat ons ook gesandte is van Christus. Dis mense, julle en ek is veronderstel om mense te wees wat met groot finesse kan eer betoon in ons woorde, in ons voordrag, in ons praat van en praat oor die Here Jesus Christus. Ons moet ook in staat wees om te kan 'n betoog hê, om te kan verdedig. Dis daar die tweede vorm van retoriek. Ek kan verdedig, ek het 'n plan en ek kan verduidelik hoekom ek dinge glo en hoekom ek dinge dink en wat die inhoud daarvan is. So Christen kan nie net sommer maar so argelose tipe van 'n mens wees nie. Paulus is doelgerig, hy's intentioneel. Hy het 'n plan wanneer hy oor Christus praat, wanneer hy 'n brief skryf, wanneer hy mense vermaan, dan het dit deels daarmee te doen dat hy is in gesprek die hele tyd. So sien julle, dis 'n dinamiese proses. Hier is hy besig om vir die gemeente in Korinthe, en waarskynlik was dit hier rondom 56 na Christus, is hy besig om vir hulle 'n brief te skryf. Maar Paulus het hierdie ambivalente verhouding met die gemeente. Na die eerste brief het dinge eintlik verkeerd geloop. Die gemeente is nie op 'n goeie plek gewees nie. En hy praat hard met hulle oor 'n klomp dinge. En dit lyk asof dit op 'n breekspil gaan afloop. Min of meer, bietjie meer as 'n jaar na die eerste brief, dan word die tweede brief blykbaar geskryf. Een van die briewe is natuurlik verlore, die sogenaamde tranebrief. Dit het ons nie. Maar die realiteit is, dit lyk asof teen hierdie tyd van hierdie brief, asof dinge beter gaan. So wat is die krisis? Paulus se bediening, daar's altyd mense wat vra, hulle is krities teenoor hom, hulle is nie seker oor sy roeping en oor die inhoud wat hy sê, en daar's ander mense van wie hulle meer hou, daar's ander probleme wat na vore kom in die gemeente. So Paulus moet die hele tyd moet hy met hierdie gemeente besig wees. Nou sê hy vir hulle die volgende: ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Van nou af, wanneer het dit gebeur? Paulus, van wanneer af het jy jou opinie verander? Wanneer het dit gebeur? Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf beoordeel. Nou beoordeel ons hom nie meer so. So iets het gebeur. So Paulus was vas oortuig. Hy was so oortuig dat hy die Christene vervolg het. Hy was so seker van sy saak, van al die kennis wat hy gehad het en die agtergrond van die Judaïsme.
was hy so seker daarvan, dat dit kan nie anders nie, dat hierdie man, he is an imposter. We have to deal with him. Hy staan by wanneer Stefanus gestenig word. So hy is so oortuig. Tot die ontmoeting plaasvind. Vroeër. Maar toe ek vir Christus ontmoet het, liewers, beter gestel, toe Christus my ontmoet het. Want Paulus het nie na Christus gesoek nie, hy wou van hom ontslae raak. Maar toe het hy gesien, toe gaan sy oë oop, toe verstaan hy. Van toe af begin hy, en dis 'n proses wat 'n voortgaande proses was, sy teologie ontwikkel, sy verstaan, sy begrip van alles ontwikkel. En die Heilige Gees begelei hom daar. Net so word die kerk se begrip oor die eeue heen ontwikkel dit. Die Heilige Gees is juis gestuur sodat ons tot meerdere, diepere kennis kan kom. As ons dit nie glo nie, mense, beteken dit alles is klaar afgehandel, die Heilige Gees het niks meer te sê nie. Nee. Die woord bly altyd verrassend nuut. Ons is altyd besig om te ontdek, omdat die Heilige Gees dinamies is. So jy kan nie op 'n punt kom en jy sê, I get it, ek verstaan dit. Jy verstaan miskien die basiese, en ek verstaan miskien die basiese van die waarhede. Maar die diepte daarvan, die toepassing daarvan, hoe dit grondvat in die elke dag se lewe, is elke dag 'n dinamiese saak van ontdekking onder leiding van die Heilige Gees. So ons leef nie soos die Duitsers sê, Einklammerung, net met 'n oogklaptiese benadering van, ons weet nou presies, ons probeer net dit beskerm nie. Ons leef met 'n gesindheid van ontdekking, van hoe die Here ons begelei, hoe hierdie sentrale waarhede grondvat. Paulus sê, nou verstaan ons beoordeel nie meer mense, ek beoordeel nie mense meer volgens 'n menslike maatstaf nie. Hy sê ons het self vir Christus volgens 'n menslike maatstaf beoordeel, en hy het aan 'n kruis gehang en gesterf, omdat mense dit nie verstaan het. They just didn't get it. Hulle het nie verstaan nie. Hy sê, en so met my, by implikasie praat hy oor homself. Hy het homself in 'n sekere sin, volgens menslike maatstaffe beoordeel. Maar toe moes hy tot die ontdekking kom, dat in Christus het daar totaal 'n nuwe begin gekom. 'n totaal nuwe skepping gekom. Nou kom ons staan vir 'n oomblik daarby stil, en die rede hoekom ek stil staan, is sodat ek dit al vas lê. So ek is besig met retoriese dinge, metodes, van deur herhaling, deur herbesoek, deur weer gaan dink oor dinge. So kom ons dink, wanneer was daar 'n nuwe begin vir julle? Die dag toe Jurgen vir die tweede keer Nieu-Seeland toe kom, en sy familie, nee. Of was dit die derde keer? Dit was die nuwe begin, toe dit die derde keer was. Ek was deel van daardie oefening. Totsiens, welkom terug, o ja, ek onthou vir julle. En vir jou, daar was vir jou 'n nuwe begin. Vir die Jode wat uit Egipte uittrek, 'n nuwe begin. Daar is baie mense wat daaroor skryf en sê daar is elemente van ooreenkoms. Maar wanneer ons oor Jesus Christus praat, mense, ons praat maar gewoon oor ons ervaring, maar dit is nie naastenby vergelykbaar, nie naastenby met dit wat in Jesus Christus gebeur het. Want alles wat menslik gesproke geskep en deur mense in stand gehou is, die wonderlike Pax Romana self van die Romeinse regering, dit alles is tydelik. Dit alles kom tot 'n einde. Dis alles, it's but transient. Maar in Jesus Christus is daar 'n nuwe begin wat nooit tot 'n einde kom. Daar is in Jesus Christus 'n nuwe mensheid wat geskep word, soos wat daar 'n eerste skepping was met sekere bepalings en moontlikhede. So is daar in Jesus Christus 'n volmaakte nuwe begin, die kainektisis. Ek het dit al hoeveel keer gesê, want dit is die bevrydendste konsep wat daar kan wees.
die nuwe begin. Omdat hy van jou 'n nuwe mens gemaak het, moet jy moet en ek moet dink in terme van wie is ek? Ek is nie maar net 'n gelowige wat uit vrye wil uit glo nie. Mense, dit is 'n verskraling. Ek is 'n nuwe skepping. Ek is 'n nuwe mens. En dit het niks te doen met 'n ideaalbeeld. Dis die werklikheid. Jy moet anders leer praat. Ek moes anders leer praat oor myself en oor gemeentes. As ek na julle kyk, julle is nuwe skepping in Christus Jesus. Ek het verlede Sondag ook daarna verwys. Jy's die kainektises. Ek kan jou nie net meer volgens 'n menslike maatstaf beoordeel nie. Ek moet in terme van Jesus Christus dink, doen aan wie jy behoort, wie jy is, wie jy vir altyd is en sal wees. Dit beteken nie dat ek daarmee sê dat jy sondeloos is of dat ek sondeloos. Dit het niks daarmee te doen. Dit het te doen met die volgende. Nou gaan hy verder. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens, die oue is verby, die nuwe het gekom, die volgende vers. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen. Kom ons stop vir 'n oomblik daar. Hoor wat daar staan, lees wat daar staan. Hy het ons deur Christus met homself versoen. Daar staan nie, hy het hom met ons versoen, in die sin van, hy is die een wat die versoening nodig het. Nee. Dis 'n baie klein onderskeid, maar dit is 'n fundamentele onderskeid. Hy het ons met hom versoen. Hy het nie hom met ons versoen. Hy het nie na ons vlak toe aangepas. Hy het nie oorgestap in daai manier van doen nie. Hy het, sonder dat ek en jy, dis die hart van die gereformeerde teologie onder andere. Die hart het te doen daarmee dat God het sonder dat 'n mens iets daarmee kon doen of te doen gehad het of iets daarmee wou te doen gehad het, net soos met Paulus, het hy gekom en hy het die versoening bewerkstellig. Bedoelende, hy het ons, wat die vyande is, wat die rebellie het, wat die opstand het hy vir ons met hom versoen. Vir Eva, vir Adam, Eva wat vir ou asempie in die lewe gebring het. Onthou julle vir wie was asempie? Onthou julle nie wie was asempie nie? Ek het mense geken, die seentjie se naam was Agem. Ek het altyd gewonder, hoekom sê jy vir jou kind, gee vir jou kind die naam Agem, Agempie. Dit was my die vreemdste naam. Miskien is dit 'n mooi naam, dit was net, maar nou dink ek aan Asempie. Wie was Asempie? Weet julle nie? Jo. Wie was Kain? Nee, hy was nie Asempie nie. Hy was awesome. He was the real deal. Hy was 'n man. Die Bybel verduidelik dit so dat wanneer Eva vir Kain het, dan het sy 'n man in die wêreld gebring. Sy het geskep. Deel van die rebellie is daar, maar moet vir Adam asseblief tog net nie in die prentjie uithaal nie, nee. Asof net Eva die skuldige is nie. Maar wat daar staan in daai woordspeling, maar asempie. Voel toch, Abel is asempie. Dit is wat dit beteken. Die eintlik die ou, niks sê nie enetjie. Die tweede rangse enetjie. Dit het daarmee te doen. En dis nie wat ek uitgedink het nie, ek lees dit by baie mense wat baie slimmer as ek is. Maar dit het alles te doen met hierdie weerstand en opstand en rebellie teen God. Wat selfs na vore kom in die diepste vorm van menswees, wanneer 'n mens homself en haarself staan maak voor God, nee, want ek sal self besluit hoe ek godsdienst bedryf en wanneer ek, it's my choice, en waarmee ek gemaklik voel en so meer. Hoor jy jouself as jy so praat? Hoor jy jouself? Het ons nie al almal daai goed gesê en gedink nie? Ek gaan nou nie vir julle vra om julle hande op te steek nie, want ek weet wat gaan gebeur. Jy moet almal julle hande opsteek. As julle dit nie doen nie, dan weet ek jy jok. Want almal van ons het 'n manier van opstand en rebellie teen God.
I want to do it my way. Ek is my eie mens en so meer. Daai rebelse mens wat homself en haarself van God vervreem het. God het na jou toe gekom en hy het jou met hom versoen. Hoe het hy dit gedoen? Deur Jesus Christus. Nou is hy besig met die betoog wat Paulus daar gehad het. Ek het die betoog met julle, ek is besig om die retoriese beginsels te gebruik om vir julle te oortuig dat dit is hoe dit werk. So Asempie was eintlik beter af, want hy het homself nie verhef nie. Hy was maar daai deemoedige enetjie. Dit is nou maar die ding van mens wees. Van genade, gelukkig, geseënd, Makarios, is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Die nederige, die sagmoedige. So, wie is jy? Wat is jou identiteit? Wat is my identiteit? Ek is 'n nuwe mens in Christus. Dit beteken, ek is nuut gemaak. Ek staan onder die volledige heerskappy van Christus. Ek is onder hom, in sy diens. Ek behoort aan hom. Dit sê ons almal, en dan vergeet ons verder. Ek is die ambassadeur. Ek is die gesant. Ek is die een aan wie die bediening van versoening toe vertrou is. Kan ek dit sê? Want Paulus sê dan, hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toe vertrou. Dis die kerk se werk. Om vir mense te gaan sê met acclamation. Om vir mense te gaan sê, prys die Here wat ons met hom versoen het. Nou is ek besig met die epidiktiese retoriek. Tweedens, ek is besig met 'n betoog. Kom ek vertel vir jou, kom ek redeneer met jou oor hierdie ding. Verduidelik vir jou met 'n uiteensetting. Derdens, en dan kan ek ook vir jou sê, maar jy is verkeerd. Jy dwaal, jy verstaan nie. Sien julle die prentjie? Dis wat Paulus mee besig is. Maar ten diepste gaan dit daaroor Jesus Christus. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het. Dit het God vir jou gedoen. Klaar. Hy het dit gedoen. Maar jy moet dit omhels. En ek moet dit omhels. Ek het 'n verantwoordelikheid om vir mense dit te vertel, om hulle daaraan te herinner. Volgende slide. Ek het 'n verantwoordelikheid, jy het 'n verantwoordelikheid. So oor die kinders. Mense sal baie keer vir my vra, talle kere, wat maak 'n mens met jou kinders? Jy praat. Maar jy praat met jou optrede. Jy praat met jou gesindheid. Jy praat jou in 'n sekere sin jou helderste stem wat jy het. Is die manier hoe jy leef en praat. Dis jou helderste stem. Daarom is ons almal so geïrriteerd met fariseërs. Want ons ken mos dat die konsep van fariseer is iemand wat een ding sê en die ander ding doen. Ons almal haat fariseërs. Maar ons haat dit so baie waarskynlik omdat ons self baie keer fariseërs is. Is dit nie so dat jy jouself vang by geleentheid? Kom ons sê nie altyd nie, maar by geleentheid vang jy jouself dan sê jy vir jouself, "Jy is dan nou 'n lekker ou fariseer." Nee. Of sê julle dit nooit vir jouself? Sê julle dit baie keer vir jouself? Dis nou 'n fariseer. Ek was nou 'n fariseer. Ons tree op as gesandte van Christus. Ons is die ambassadeurs. En dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Nou, hy praat natuurlik van homself en die gesandte, die medewerkers en so meer, en hy's besig met die gemeente. En so is dit natuurlik ook met almal van ons. En dit kan so wees met ons kinders, en dit kan weer so wees met ons ouers. Ek het al hoeveel kere situasies gehad, waar kinders die ouers weer na die Here toe lei, of na 'n verdiepte verhouding toe lei. Talle keer. Ek het nou onlangs weer 'n situasie gehad, waar 'n jong dogter instaan vir haar pa. Ek het dit baie keer al gesien. Aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Dis jou aandeel. Dis my aandeel. Dis wat jy vir mense kan sê. Aanvaar dit. Ek kan jy nie forceer nie, maar ons is regtig baie keer
is ons daarom maar baie, hoe kan 'n mens nou sê, terughoudend. Don't be that person. How to convey the message of Christ, but without being that person. Daai een wat die mense, julle weet mos hoe gaan dit, jy begin praat, dan kyk hulle so vir mekaar, dan rol die een sy oë so of haar oë so, en dan verander die gesprek, en as dit nie werk nie, dan gaan die een kamer verlaat, en daai een het skielik 'n belangrike afspraak. Ken julle dit? Nou leer jy die les, dat jy vriendskappe gaan verloor, nou los jy dit maar. Jou lewe. Jou lewe. My lewe is die getuienis. Ons tree op as gesandte van Christus, smeek julle. Dan verduidelik hy dit verder, hy gaan verder in die betoog. Hy sê Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel. Nou kan ek so vir julle sê, Johan sal ook vir julle sê, daai teks, jy het ook daaroor seker gepreek, Johan, al in jou lewe, daai Griekse teks wat daar is, nee, eintlik hierdie hele gedeelte. Jy weet die 3/4 van die preek se voorbereiding gaan net oor om agter te kom presies hoe alles in mekaar steek in wat dit dan betref en wat gesê word en jy moet keuses maak vir vertalingsmoontlikhede en so mee. Dis nie so eenvoudig soos mense dink. Teen die tyd dat dit by die vertaling kom, is dit al help dit al baie. Maar jy moet baie mooi jou kop by mekaar hou. Dit beteken nie Christus het die sonde geken nie, want dis die kwessie wat daar ter sprake kom. Het hy die sonde geken? Wat bedoel hy daarby? Het hy die sonde geproe? Het hy dit gedoen en beleef? Het hy dit gepleeg? Nee. Hy het nie die sonde geken nie. Hy was sonder sonde, selfs as mens, maar hy was behandel deur God, en dis 'n lang ingewikkelde Griekse sin daar. Hy's behandel deur God. Met ander woorde is in 'n sekere sin op hom oorgedra, toegesê, hy het die las op hom geneem wat op jou en my rus en sou rus. Dit is aan hom toegeken. En hy was sonder sonde, maar hy is as een behandel, sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees. Baie mense het al vir my gesê, dis die ou manier van dink, dis die argaïese manier van dink, dis oudtyds, ons ken almal daai idee. Doesn't matter, of jy dink dis oudtyds, of argaïs, of wat ook al nie, dis jou waarheid. Wat is jou identiteit? Sondaar, wat in 'n sekere sin, onregverdig behandel is. Nou het ek almal saam. Want almal van ons kan maklik sê, ons kan baie vinnig, kan ons verduidelik van waar ons onregverdig behandel is. Is dit nie? Is daar iemand hierso wat vir my sê, nee man, ek was nog altyd regverdig behandel in die lewe. Ek wil jou graag ontmoet. Jy's 'n besonderse mens, op verskeie vlakke. Punt 1, dat dit so met jou gegaan het, en punt 2, dat dit jou belewenis en jou ervaring is, want dis nie hoe ek mens wees, verstaan en ken nie. Maar in sekere sin het die Here glad nie regverdig met ons gehandel nie. Want wat reg was, en wat moes gebeur het, het nie gebeur nie. Na regte moes ek en jy anders behandel word, maar omdat Christus vir ons plaasvervangend, versoenend aan die kruis gesterf het, daarom het hy anders met ons gehandel, en hy handel nog steeds anders met ons. Dit anders sal sê, dis nie regverdig nie. Nie in die menslike sin van die woord nie. Dis nie regverdig, as reg moet geskied, dan moet mense die straf dra, maar iemand het die straf gedra. So my identiteit en jou identiteit het daarmee te doen, dat God het ons met hom versoen. Prys die Here daarvoor, dat hy dit vir ons gedoen het. Nou is ek die gesant daarvan en daarvoor. Maar dis wat Paulus sê. Ek het dit nie verstaan nie, totdat ek in my eie lewe dit ontdek het. Ek was daai moordenaar, ek was daai een wat ver was, ek was die een wat vasgevang was in die Judaïsme. Maar toe het God, toe verstaan ek hoe dit werk, want hy het my
het hy gedraai, omgedraai, aanvaar, in diens gestel. Wie was een van die groot? Daar was 'n paar dwaalgroepe, dwaalleringsgroepe in die vroeë kerk. Ek wonder of julle weet wie was dit. Maar almal wat hier oorskryf sal vir jou sê, die heel eerste is die Judaizers. Wie is dit? Dis die mense wat verknog vashou aan die ou manier van om aan die Torah vas te hou, sonder om te verstaan dat in Jesus Christus het daar 'n nuwe bedeling aangebreek. En onmiddellik as ek dit sê, dan sal hulle sê, ja maar, die Ou Testament. Ek het nie gesê die Ou Testament is nie geldig nie, ek het ook nie gesê dit is nie belangrik nie, maar dit word oorspan, dit word eenvoudig totaal nuut gemaak in Jesus Christus, van die hele Ou Testament wys vooruit. Dit berei voor, dit berei die teelaarde voor, sodat ons die volledige, volmaakte, heerlike heerskappy van God in Jesus Christus kan ontdek en sien, vroeër. Maar wat het hulle gedoen? Hulle wil nou terugkeer na die afgodsoffervleis, en die wil terugkeer na die besnydenis toe, en so het hulle aangegaan. Hulle kon nie verstaan van die nuwe skepping nie. Hulle kon nie hulle koppe verby dit kry. Dit was hoekom die eerste groepering wat geweldige skade aangerig het binne die kerk, was die Judaiseerders. Die mense wat so verkneg vasgehou het aan die Ou Testamentiese wette en verpligtinge. Tweedens was natuurlik die gnostiek. Jy kan nie die Nuwe Testament verstaan as jy nie iets verstaan van die gnostiek nie. Die gnostiek het, dit kom nie juist hier en na vore soveel nie, maar later sal dit 'n baie groot rol speel. Die gnostiek of die gnostisisme was mense wat diepere kennis gehad het, wat van buite af die kennis gekry het, the infusion of information, wat hierdie spesiale intieme verhouding met die lewende God het, buitekant om die woord, buitekant die openbaring selfs van Christus om. Die gnostisisme spring lewendig vandag nie. Vandag nie, daar word baie keer daaroor geskryf. Dit is die mense, dit is baie ingewikkelde teorieë, dat mense het geweldig ingewikkelde teorieë gehad, oor al hierdie goeders. Christus speel 'n rol in die gnostisisme natuurlik, maar het gaan baie verder as dit. Hulle het ook 'n baie groot onderskeid gehad, tussen die liggaam en die siel en die gees. So wat jy doen in die liggaam, is nie belangrik nie. Hoe jy besigheid doen en wat jy seksueel doen, is just not important. Gaan oor die geestelike. Baie mense praat so vandag. Ek het 'n intieme verhouding met die Here, maar daardie intieme verhouding met die Here het niks te doen met die manier hoe ek leef. Maar ek is op 'n sidetrack. Paulus se probleme was hoofsaaklik rondom mense wat probeer het om die ou goed ten alle koste te behou, want hulle kon nie die prentjie sien van die volledigheid en die omvattendheid van 'n nuwe bestaanswyse in Jesus Christus nie. Daarom sê hy, jy kan nie na ander mense kyk. Jy kan nie meer kyk op die ou manier waarop jy gekyk het nie. Die onderskeide wat so belangrik vir julle is nie. Jy kan nie meer so daaroor dink nie, want daar's in Jesus Christus is daar 'n nuwe skepping. Daar's 'n nuwe begin. So dit gaan oor Christus en sy eer wat op die spel is. So ek moet daas afsluit, die tyd loop uit. So wanneer Paulus oor homself dan praat, en sit maar weer daai laaste paar verse tot vers 21 op, wanneer hy daaroor praat, dan sê hy ons is gesandte. 'n Deel van gesand wees het daarmee te doen, dat ons by mense, by hulle moet smeek en vir hulle moet vertel, jy moenie ophou nie. Jy moenie dit versaak nie. Maar jy moet nie ophou praat nie, met jou lewe. Want daar's mense, wat die versoening met God brood nodig het. Daar's mense, talle, wat oop oë die einde tegemoet stap, en hulle het nie 'n vaagste idee van die koninkryk. Hulle het nie 'n vaagste idee van die nuwe werklikheid in Christus nie. Hulle hou hulle besig met die ou maatstaf en met die ou manier van doen in die samelewing.
Hulle identiteit is die van mense wat verlore gaan. Terwyl jy en ek, sy identiteit is nuwe skepping in Christus. Nuwe begin, nuwe potensiaal, nuwe moontlikhede, wat selfs tyd en hierdie wêreld oorspan, want dit stap oor na die ewigheid ook. Amen.